Ek wil hê, vanoggend moet jy dit voor sy voete neer lê. Lê dit vanoggend voor die Here se voete neer. En weet vanoggend, laat die Here daar is. Lê dit vanoggend voor sy voete neer, sodat wanneer jy hier uitstap, draai jy dit nie saam met jou. Wat is dit wat jy vanoggend die Here voor nodig het? Spesifiek. Ons het die Here vir alles nodig, right? Maar wat is daai ding wat jy vanoggend sê, Here, ek het U so nodig vir hierdie ding. Ek wil vanoggend uitdaag. Lê dit vanoggend voor sy voete neer. Here, vanoggend kom staan ons voor U. Here, in ons harte is vanoggend. Here, ek het U nodig. I need Thee. I need Thee every hour. I need Thee. Here, ons het U elke oomblik van elke dag so nodig in alles wat ons doen. In elke faset van ons lewens het ons U nodig. Daar is geen plek waar ons vanoggend kan sê, ek het die Here nie nodig nie. Daar is geen plek waar ons vanoggend kan sê, ek het hierdie onder beheer, ek het nie die Here nie nodig nie, want in elke faset van ons lewens, Here, daar het ons U nodig. Here, hoor vanoggend ons gebede, Here, maar bovenal, hoor vanoggend die gebede wat ons nie hardop bid nie. Here, hoor vanoggend ons harte. En ek dank U vanoggend, Here, dat U weet wat in elkeen se hart aangaan. Here, U ken elkeen se hart vanoggend deur en deur. Here, selfs al bid ons dit nie noodwendig hardop nie. Here, wil ons vanoggend vir U sê, dankie, Here, dat U die gebede van ons harte hoor. Here, U hoor die gebede van ons lippe. Here, maar U hoor ook die gebede van ons harte. En Here, vanoggend wil ons net kom sê, dankie, Here, dat U die gebede van ons harte hoor. Here, dankie dat ons vanoggend kan weet, Here. Here, U luister. Here, nie is daar. Here, wie is daar vanoggend so sê? Here, wie is daar wat vanoggend, Here, kan lief hê so sê? Here, wie is daar wat vanoggend wonderwerke kan doen? So sê. Wie is daar wat vanoggend luister? So sê. Wie is daar wat vanoggend omgee? So sê. Here, wie is daar wat vanoggend 'n storm kan stil? So sê. En Here, vanoggend wil ons net voor U voete kom stil raak, Here, en ons wil sê, Here, hier is ek. Here, hier is ek. Here, kom deursoek my hart en my lewe deur en deur. En Here, stil daardie storms wat net U kan stil. Here, dis vanoggend ons gebed in U naam en U naam alleen. En ons dank U daarvoor. Amen. Bianca, vat hom agtertoe. Jy gaan op my van agteraf beheer. Goed, ek kan die sitplek inneem. Sorry, ek het nie vir julle gesê julle mag sit nie, ek het vergeet. Sorry man, amper so julle nou die hele diens deurgestaan het. Ja, jy gaan maar volgens my van agteraf beheer, ek het nog nie by daai ding uitgekom nie. Goed, so ons gaan vanoggend aan met ons reeks, maar ja, ek gaan net nog vinnig oor daai ouetjie gesels. Ons gaan vanoggend aan met ons reeks, geestelike volwassenes en geestelike babas. So Bianca gaan ons daai ouetjie van agteraf beheer, so verskoon my net as ek vra om net vir ons om te draai. Goed, so ons gaan vanoggend aan met ons reeks, geestelike babas en geestelike volwassenes. Nou, dit raak interessant, doen dit nie? En 'n mens raak bewus van jou menslikheid, doen jy nie? Ek dink as daar een ding is wat hierdie reeks vir my geleer het, is toe ek nou gaan sit en die ding uitwerk het, is ja, wow. Just wow. Weet jy, ou dink jy's oulik, en dan besef jy, ja, ek bly mens, doen ek nie. Ons bly mens. So is daar een ding is hierdie vir my geleer het tot op datum, is dit my menslikheid. En hoe nodig ek die Here het. En hoe nodig ek het dat die Here vir my gesterf het. Amen. Is julle wakker? Amen. Saai, ons is hier, ons is wakker, ons is teenwoordig. Goed, so kom ek pik gou 'n bietjie julle brein. Geestelike kinderlikheid of geestelike babas, kenmerke. Wie kan vir my sê? Dis hy, great. Nog iemand? Afguns en jaloesie is sin en niemand mekaar soos dieselfde ding.
En ek weet dit nou maar net omdat ek toevallig iewers op het afgekom het, nie omdat ek slim is nie. Nog iemand? Sê weer? Twis, dat is hy? Dat is hy, pyngevoeligheid. Nog iemand? Sê weer? Goed, jy word maklik oortuig met dwaallering en daai tipe goedjies. Okay, nog iemand, ons 'n paar. Bianca. Oh, wow, okay, emosionele reaktiwiteit, sy daai en onthou. Nog iemand? Kom, julle het vir 3 weke hier gesit en geluister na my gekerm. Julle behoort te weet in hierdie tyd. Nog iemand? Janine? Sê weer? Dan sê hy, loop nie in gesag nie. Dis geestelike gesag, right? Kom, daar's julle het hulle almal. Amper almal. Konstante gerusstelling nodig. Konstante gerusstelling nodig. Amper daar. Lig geraak. Ek dink dit gaan maklik aanstoot. Vir my, wat ons groei belemmer? Ongemak, vir my ongemak. Goed, kom ek help julle. Jaloesie, tweedrag, emosionele reaktiwiteit, geen onderskeidingsvermoë, geestelike kleinlikheid, onstandvastigheid en beïnvloedbaarheid, loop nie in gesag nie en neem maklik aanstoot, benodig konstante gerusstelling en gefokus op self. Vir my ongemak. Dis die laaste een. Goed, stem julle my saam? Dit is waaroor ons gesels in die laaste paar weke. Hierdie is die tekens van kleinlikheid. Ofwel geestelike kleinlikheid, geestelike babas. So wys my iemand met hierdie goed nog. Ek het die laaste paar weke ook gesê, as jy nou van hierdie goed in jou lewe het, is nou nie te sê jy gaan help. Right? Hierdie gaan uit en uit vir my daaroor dat ons bewus raak van hierdie goed in ons lewens, sodat ons aan dit kan werk. Want die wonderlike ding is, ons dien 'n God van liefde en genade, en ons het kans tot ons die dag ons asems uitblaas om ons dinge met die Here reg te maak. So hierdie is nie 'n ding van, okay, wel, jy's nou sleg en die Here sal nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Die Here bly vir jou lief, en hy het jou lief soos wat jy is, maar hy het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Alright, goed. So hier gaan ons uit en uit net daar, dat ons bewus raak van hierdie goed, dat ons bewus raak van die slaggate in ons lewens, en dat ons hierdie goed saam met die Here kan deurwerk en kan deurtrap en kan sê, Here, help my hiermee. Want as ons nie weet van die goed in ons lewens nie, hoe kan ons dit aanspreek, hoe kan ons daaraan werk? So dit is die doel van hierdie reeks, nie om jou te vertel hoe sleg jy is en hoe wat jy is nie, nee, maar eerder dat ons bewus raak. Right? Want as ons bewus is van die goed, kan ons daaraan werk, en dan kan ons 'n verskil maak, en ons kan dit aan die Here toe vat, en ons kan sê, Here, ek sukkel met punt nommer 1, punt nommer 2 en punt nommer 3, of wat ook al, help my hiermee. Ons dien 'n wonderlike God, right? Ons dien 'n God wat vir ons hier op hierdie aarde gesit het, en vir ons gesê het, right, hier is 'n handleiding. Wat is jou handleiding? Die woord van God is jou handleiding. Hy het jou op hierdie aarde gesit en hy het vir jou handleiding gegee en vir jou gesê, okay, hier is my wil, hier is die paadjie wat ek wil hê jy moet stap. Hier is jou GPS vir hierdie lewe. As jy nie volgens hierdie ding lewe nie, gaan jy verdwaal. Maar hier is die wonderlike ding, hy het ons nie net so gelos nie. Hy het vir ons 'n Heilige Gees gegee wat in en deur ons woon op 'n daaglikse basis om ons te help op hierdie pad. So nie net ons 'n handleiding nie, maar ons het 'n 24/7 helper wat in en deur ons lewe. En dis die wonderlike ding. So op geen gegeewe stadium is jy alleen nie, en verstaan vanoggend dit ook, dat hierdie goed kan ons nie in lyn kry. Dit is tegnies onmoontlik om hierdie goed in lyn te kry sonder die Here. Want ons is mens. Ons het die Here nodig om ons te help, om hierdie goed, waaroor ons gesels het die laaste paar weke wat ons net genoem het, in lyn te kry. Of uit ons lewens uit te kry. Ons kan dit nie alleen doen nie, want ons is mens. Ons kan nie hierdie uit ons lewens uitkry, as ons nie hand aan hand met die Here stap en sê, Here,
help my met dit. Alright, stem julle saam? Want ons kan onsself nie red nie. Ons moet elke dag, elke oomblik bewus wees van hoe nodig ons 'n redder het. Okay. Goed, vanoggend begin ons met die tweede gedeelte, die B-gedeelte, geestelike volwassenheid. Nou, baie straightforward, dis die teenoorgestelde van geestelike kleinigheid. Okay, so kom ons kyk gou 'n bietjie hoe opgeskerp is julle met dit. Wie kan vir my sê, wat is die tekens, as jy gaan so vinnig uit die hand uit moet roep? Wat is volgens jou die tekens van iemand wat geestelik volwasse is? Of wat relatief geestelik volwasse is? Wat sou jy sê is die tekens? Bianca, ek kan vir my daar gaan na Hebreërs 5 vers 14 toe. So jy is baie oulik, dankie. Moet jy so vinnig daar gekom by my? Okay. Goed. Wie kan vir my sê, wat is die tekens van geestelike volwassenheid? So, wat ek jou vra is dit. Hoe gaan jy onderskei iemand wat relatief geestelik volwasse is? Watter tekens gaan jy na kyk? Watter dinge gaan vir jou sê, okay, hierdie persoon is relatief geestelik volwasse. Wat is die kenmerke vir jou, Baron? Standvastig, okay. Standvastig in wat? Good, alright. Nog iemand? Sê weer? Vertrou in God se woord, good. Nie lig geraak nie. Nog iemand? Hierdie voorste ry, julle is baie stil. Nog iemand? Nee, jy mag hier klaar antwoord. Nog iemand? Bianca? Sê weer? Good, bereid om met jou gemaksone uit te kom. Ons gaan net so vinnig recap op gemaksone. Wanneer ons sê is bereid om met jou gemaksone uitkom, beteken ek is gereed en bereid om vir die Here te sê, Here, hier is ek. Ek is beskikbaar vir U. Hier is ek. Doen slegs U wil, al is dit vir my iets wat ek nie self gaan doen nie. Ons dink aan Moses en ons dink aan Abraham wat heeltemal uit hulle area uit is en arme Moses moet nog 'n hakkelok en hy moet nou ewe skielik met Farao gaan praat. Daai arme ou is so gemaak so uitgeruk, ek dink hy sy kop het gedraai vir 'n rukkie daarna. Dit is wat dit is om uit jou gemaksone uit te beweeg, beteken om toe te laat dat die Here jou gebruik, selfs op plekke wat jy nie jouself sou geplaas het nie. So beteken jy kom uit daai gemaklike warm plekjie, daai hoek uit, waar jy so veilig en so gemaklik voel, jy sit jouself in die hande van die Here en jy sê, Here, hier is ek. Doen slegs U wil. Hierdie pottebakker, ek 'n klei, ek 'n instrument in U hand, doen slegs U wil. En jy beweeg volgens die wil van God, al verstaan jy dit nie noodwendig nie. En dan gebeur groot dinge in jou lewe. Nou, 'n gemaksone is 'n plek waar potensiaal gaan sterf. 'n Gemaksone is 'n plek waar potensiaal en roeping en drome sterf. Hierdie goed funksioneer en groei nie in 'n gemaksone nie. As jy jou volle potensiaal wil bereik in jou lewe waarvoor die Here jou geroep het, as jy jou roeping wil uitleef, as jy wil hê die Here moet jou gebruik, kan dit nie in jou gemaksone gebeur nie. So, dis 'n gemaksone. Goed, kom ek help vir julle, kom ons begin. Ons gaan hierso na Hebreërs 5 vers 13 tot 14 toe. Ek het my remote weggegooi. O, daar is hy. Goed, Hebreërs 5 vers 13 tot 14. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Goed, dit is ons teksvers waarmee ons begin het. En hierso leer ons, hoe raak ons geestelik volwasse? Is dit nou maar net 'n ding wat gebeur? Is dit 'n pakkie wat vir jou gegee word? Nou as jy tot bekering, well done, hier is jou geestelike volwasse pakkie. Nee. Hoe werk dit? Hoe gebeur dit? Nou, ons het in een van die vakke wat ek gedoen het, daai tyd toe ek my honeurs gedoen het in sielkunde, dit was my verskriklik interessant om
te leer rondom die menslike brein. Nou, jy gaan vir my sê, dit is nou heeltemal van topic af, maar hoor my uit en verdra my vir 'n oomblik. Jou brein is soos 'n spier. Jou brein is soos 'n spier. As jy hom nie beoefen nie, dan raak hy lui. Right? Jy het al agtergekom. En hier is ons 'n ding wat ek self in my persoonlike lewe rondom die tipe goedjies ook nou besef. Ek praat nou van kognitief en daai. So ons is nou effens van topic af, maar ek probeer 'n punt maak. So ek het nou vir 2 jaar dat ek nou nie gestudeer nie. En toe ek nou weer begin, vind ek myself op 'n plek waar ek besef, kyk, daai spier is vir 'n rukkie nie geoefen nie. En ek besef, hy het nou bitter lui geraak. So, hoe meer jy 'n ding oefen, dieselfde met as jy sport doen, hoe meer jy oefen, hoe beter raak jy daarin. Jou liggaam, jou spiere, jou fisiese spiere in jou liggaam. As jy jou spiermassa wil behou en wil verbeter, moet jy oefen. As jy kognitief en neurologies skerp wil bly, moet jy jou brein blootstel aan oefening. Dit wil sê lees en blokkies raaisels en daai tipe goed. Sodat jy skerp bly. En dit werk op presies dieselfde beginsel in jou geestelike lewe. Volwassenheid kom met oefening en nie met kennis nie. Want sowaar ek dit al besef, jy kry mense met verskriklik baie teologiese kennis, maar die volwassenheid ontbreek kompleet en totaal en al. So die dag as daai graad in jou handjies gesit word, kry jy nie 'n geskenkpakkie wat sê geestelike volwassenheid, dit kom gratis by, met die prys wat jy betaal het vir daai vreeslike duur papier nie. Geestelike volwassenheid kom nie met kennis nie, dit kom met oefen. Geestelike volwassenheid kom wanneer ek weet hoe dit lyk om geestelik onvolwasse te wees en ek is bewus van dit en ek beoefen dit hand aan hand saam met die Here om presies doelbewus teen hierdie dinge te werk wat geestelike onvolwassenheid aankondig. So met ander woorde, dit is 'n doelbewuste ding wat ek elke dag beoefen. Wanneer ek aanstoot wil neem en wanneer ek wil val vir een of ander storie wat ek vir my heilige siel weet is nie die waarheid nie, raak ek doelbewus vir 'n oomblik stil en ek vra myself, wat gaan Jesus gedoen het? Hoe sou die Here hierdie hanteer het? Hoe wil die Here hê ek moet dit hanteer? Wat sê die woord van God moet ek nou doen? Jy hoor wat ek sê. Is julle met my? Dit kos 'n bietjie van 'n innerlike dialoog om voor 'n punt te kom en voordat ek optree en voordat ek praat en voordat ek reageer, net 'n oomblik stil te staan en te vra, hoe wil die Here hê moet ek hierdie hanteer? Is hierdie werklik kwaadwillig bedoel teenoor my, of is ek nou blaatant net deurgevoelig? Is ek nou onredelik, of is ek geregtig? So, dit kos doelbewuste oefening, om voor elke situasie, voordat jy reageer, voordat jy dink, voordat jy oorgaan in aksie, eers voor die Here stil te raak en te sê, Here help, wat nou? Here, okay, so, wat nou? Wat moet ek nou doen? En so sit jy alles deur 'n filter. So jy ontwikkel 'n filter, 'n geestelike volwassenheid filter. En letterlik elke ding, alles, sit jy eers deur daai filter. So geestelike volwassenheid, maar vaste spys is vir volwassenes, wat die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. So dit beteken dit is 'n gewoonte wat ons moet inoefen. Dit kom nie van self nie.
As jy nie doelbewus gaan besigheid neem en doelbewus op 'n plek gaan kom waar jy geestelike volwassenheid nastreef, doelbewus, aktief en produktief nie, of proaktief nie, gaan jy nie geestelike volwassenheid bereik nie. En gaan jy nie geestelik groei nie. Hierdie is goed waarop ons moet fokus. En dit bring my presies terug na 'n stelling wat ek gemaak het, toe ons net met die reeks begin het. Jy kry mense wat vir jare in die kerk sit. Right? Jare in die kerk sit. En dan kom jy op situasies waar jy besef, die commitment is daar, of die kerkbywoning en al die goedjies is daar, en die spraak is daar, so hulle praat een ding, maar die geestelike volwassenheid ontbreek geheel en totaal en al. En ek staan by hierdie punt stil. Hoekom is dit? Ek het julle in die begin vra vir julle, hoekom dink jy is dit die geval? Hoekom dink jy is dit moontlik vir iemand om vir jare op die pad te wees? Ek meen, jy het tot bekering gekom soveel jaar terug, meer jare terug as wat ek oud is. Maar daai geestelike volwassenheid ontbreek. Hoe werk dit? Weet, daar is nog steeds goedjies wat nie rarig op hierdie stadium in jou lewe, in jou geestelike lewe daar moet wees nie. Ek het jy in die begin gevra, hoe sou julle sê, hoekom dink julle werk het so? Wat dink jy is die rede daarvoor? En ek gaan stilstaan by hierdie punt, hier kry ons antwoord. Geestelike volwassenheid is nooit proaktief en doelbewus beoefen en nagestreef deur so 'n persoon nie. Ek en jy kan doen net wat ons wil. Ons kan agteroor buig en 20 keer 'n week kerk toe gaan. En dis fyn, dis great. Die woord sê ek moet nie die onderlinge byeenkomste misloop nie. Dis fyn. Maar daar's een ding wat ons mekaar vanoggend moet sê, en dit is dit. Of jy nou 20 keer 'n week kerk te gaan, ek meen, dit dra by. Hier leer ons die woord van God. Right? Ons leer van die woord van God. So dit dra by tot jou kennis rondom die woord van God. Maar ek dink 'n ding wat ons moet besef is dit. Kerk dra 'n goeie dalk tussen 5 en 10% by tot jou geestelike groei. En daarmee sê ek nie bly by die huis nie, want as jy nie 'n goeie kennis het van die woord nie, en as jy nie onder medegelowiges kom wat jou kan help dra in jou laste wanneer jy swak voel nie, dan is dit ook nie rarig, dan is dit moeilik om te groei. Okay, en dit is moeilik om op die pad te bly. Maar die grootste deel van jou geestelike groei het te doen met jouself en jou verhouding met die Here. In jou binnekamer, daar waar niemand is nie. 90% tot 95% van jou geestelike groei, en ek wil dit eintlik deurtrek na 100%, want of jy nou hierso sit, en of dit nou die beste preek is, en die mees gesalfde preek, en what have you, as jy hier uitstap, en jy dit nie jou eie gemaak nie, en jy het nie toegelaat dat daai op vrugbare grond val nie, is daar letterlik niks wat ek daaromtrent kan doen nie. En die kerk ook nie. En ek praat nie van die hier en die nou kerk nie, ek praat van kerk globaal, kerk oor die algemeen, kerk is 'n sambreel term. Wat ek vir jou sê is dit, jy kan die hele dag blootgestel wees in die woord van God, maar as jy nie doelbewus kies om dit te beoefen nie. En dis my term wat vanoggend baie deurgekom het, ek vir julle gevra het, wat is jou idee? Hoe meet jy iemand wat geestelik volwasse is? Is dit 'n term wat vir my baie deurgekom het, is woord van God. Staan vastig in die woord van God en beoefen die woord van God en vertrou op die woord van God. Jy kan die hele dag blootgestel wees in die woord van God en dit kan absoluut geen impak in jou lewe hê as jy dit nie toelaat nie. As jy dit nie beoefen nie, as jy nie doelbewus die keuse maak om die woord van God jou eie te maak en dit te beoefen en dit die fondasie van jou lewe te maak nie, is daar niks wat enige iemand daaromtrent kan doen nie, want wat is die realiteit van die saak? En ons het Vrydag aand by die jeug het ons 'n bietjie daaroor gesels. Jy is 'n wese met vrye keuse.
Ai, kyk hoe mooi rym ek. Jy's 'n wese met vrye keuse, dit was eintlik regtig die bedoeling, maar daar is hy. Jy's geskep met vrye keuse. Ons dien 'n wonderlike God. Hy forceer homself op niemand af. Het jy geweet die Here forceer hom nie op jou af nie? Dit is hoekom hy jou keuse gegee het. Jy kan onder die woord van God sit, jy kan onder die lering van die woord van die Here sit. 7 dae 'n week. Maar as jy nie toelaat dat dit jou transformeer nie, as jy nie doelbewus dit beoefen nie, as jy nie doelbewus die keuse maak om toe te laat dat dit jou verander van binne na buite nie, beteken dit niks. Beteken dit niks. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? Wanneer jy in jou binnekamer is, daar gebeur dinge. Daar waar niemand is. Wanneer jy daai stilte tyd, daai 1-tot-1 verhouding met die Here het, daar gebeur dinge. Hoekom? Dis jy en God. En dis net jy en God. Ja, dinge gebeur in die kerk ook. Definitief. Maar wat ek vanoggend vir jou wil sê is dit. Moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. Dit is belangrik. Maar moenie jou stilte tyd met die Here mis nie. Moenie jou stilte tyd met die Here mis nie. Moenie toelaat dat enige iets vir jou belangriker raak as jou tyd met die Here nie. Kies elke dag doelbewus om te streef na geestelike volwassenheid, om toe te laat dat die woord van God jou transformeer van binne na buite. Nou net soos wat ek gesê het dat ek het in my loopbaan tot op datum, van my bediening tot op datum, het ek gesien hoe daar vir jare mense in kerke sit en daar is geen transformasie. Maar ek het ook gesien hoe daar mense is wat die woord van God hoor en lees en blootstelling het aan dit. En daar is ook nie transformasie. Hoekom? Want ek as mens is nog steeds geskape met 'n vrye keuse. So ek kan die woord van God aan blootgestel wees en ek kan kies, het dit 'n impak op my lewe of het dit geen impak op my lewe nie. En die besluit rakende dit bly by my. En daarom sê ons altyd dit. En ek wil dit regtig, aan die een kant is ek versigtig om dit te sê, maar aan die ander kant wil ek dit tog regtig blaatant sê. Kerk is belangrik, en ons weet dit. Maar, die ding wat ons ook moet besef, as jy nie 'n persoonlike verhouding het met die Here nie, as jy nie 'n 1-tot-1 verhouding het met die Here nie, en jy sit elke Sondag 'n kerkbank warm, is jy net 'n sitplek verwarmer. En die dag wanneer jy voor die Here staan, is die kans baie groot dat jy daai woorde gaan hoor. Gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. En dan gaan ons dalk sê, maar Here, ek het nooit 'n diens gemis nie. Here, ek het u woord elke dag gelees. Verbeel jy hoor die woorde, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie. Gaan weg van my af, ek ken jou. Daar's 'n verskil. Dis in kerk bywoon, getrou, en die woord van God getrou lees, en 'n verhouding hê met die Here. En toelaat dat dit jou transformeer van binne na buite. It's not the same thing. So punt nommer 1, volwassenheid kom met oefening en nie met kennis nie. Volwassenheid kom met 'n doelbewuste, opsetlike
strewe daarna, hand aan hand met God, want ons kan dit nie op ons eie doen nie, om volwassenheid na te jaag in die Here. Stem julle saam? Julle is baie stil. Stem julle saam? Amen? Is julle wakker? Amen? Dat is nie ek toets maar net, maak het seker julle is mooi wakker. Goed, nommer 2. Soos jy gaan my na Efesiërs nie. Soek vir my Efesiërs 4 vers 5 nie. Af. Dan sê ek, thank you. Good. Kom ons lees gou hier wat sê. Efesiërs 4 vers 14, ons gaan punt na punt nommer 2 toe. Sodat ons nie meer kinders sal wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedriegery van die mense, deur sneeuheid en listigheid tot dwaling te bring. Net tot sover. Hier praat hy van die waarheid van die woord. Hier praat hy van die waarheid van die woord van God. Nou, geestelike volwassenheid beteken ek staan op die waarheid van die woord van God. Geestelike volwassenheid beteken daar is vir my net een waarheid en dit is die waarheid van die woord van God en verder as dit is daar geen ander evangelie, is daar geen ander waarheid behalwe die waarheid van die woord van God nie. That's it. En ons het gesê met geestelike babas het ons gesê een van die tekens van geestelike kinderlikheid of geestelike babas is dat hulle rondgeslinger word. Van bakwoord na stuurwoord. En ons geen standvastigheid rondom waarheid, rondom lering nie. En daar het ons 'n bietjie gesels oor valse leringe. Daar is deesdae baie goedjies wat opspring. Daar's baie goedjies wat deesdae opspring. Vreeslik baie dwaalleringe wat deesdae opspring en dit is so voor die hand liggend teenstrydig met die woord van God. En as jy vandag nie geestelik volwasse is en 'n verhouding het met die ware lewende God nie, gaan jy val vir enige van hierdie. If you don't stand for something, you will fall for anything. As jy nie staan vir iets nie, gaan jy val vir enige ding. So staan op die waarheid van die Here. Staan op die waarheid van God. Geestelike volwassenheid beteken ek staan vir iets. Ek staan vir God. En maak nie saak hoe oortuigend jy my probeer oortuig nie, maak nie saak hoe jy my probeer intimideer of manipuleer of wat ook al, om af te wyk van daardie waarheid nie. Ek bly met my voete standvastig in die waarheid van die Here. Dit is geestelike volwassenheid. Dit is die teenoorgestelde van geestelike babas wat rondgeslinger word van bakwoord na stuurwoord. Geestelike volwassenheid sê, ek gee nie om wat jy sê nie, ek gee nie om wat die wêreld sê nie. Ek gee nie om wat die wêreld normaliseer nie, ek gee nie om wat mense normaliseer nie. Vir my is daar net een waarheid. Vir my staan ek vas en ek doen die regte ding, al is dit nie altyd populêr nie, maar ek staan vir wat reg is. Dit is geestelike volwassenheid. Ek gee nie om wat mense van my dink nie, ek gee nie om wat die wêreld van my dink nie, ek gee nie om hoe onpopulêr ek is nie. But I will stand. Ek sal staan vir wat reg is. Dit is geestelike volwassenheid. And I shall not be moved. Julle ken daai ding, I shall not be moved. Want as jy nie staan vir iets nie, mense, val jy vir enige ding. As jy nie staan vir iets nie, val jy vir enige ding. As jy nie staan op die waarheid nie, as die Here, die lewende God, nie jou fondasie is nie, is jy soos 'n huis gebou op, julle ken die storie, op sand. Wat gebeur as jy 'n huis op sand bou? Wil jy in 'n huis bly wat op sand gebou is? Hoekom nie? Want ons is nie stupid nie. Ons wil nie bly in huise wat op sand gebou is nie. Ons wil bly in huise wat 'n ordentlike, soliede, standvastige fondasie het. Why? Want ons is nie stupid nie. Niemand gaan sê, weet wat? Nee, ek verkies die huis wat op sand gebou is. Hoekom? Hoekom? Die eerste storm val daai huis plat. Dit gaan nie eers 'n vreeslike storm hoef te wees nie. As jou fondasie nie reg is nie, val jou huis plat. Punt nommer 2, geestelike volwassenheid. Ek staan op die waarheid van God. My voete is standvastig
in die waarheid van God. 'n Geestelike volwasse kind van God, en let asseblief op die feit, gebruik die term kind van God, want Christen het ons in die verlede oor gesels, kan baie maal net 'n term wees. Jy kan 'n Christen wees en jy kan 'n kind van God wees, maar partykeer is dit nie altyd dieselfde ding nie. As ons praat van 'n titel, ons praat van 'n titel Christen, dan wanneer iemand in 'n bordjie hang, maar sy lewe getuig nie, en daar's nie die bordjie wat sê, no, there's nothing else. En ek praat vanoggend van 'n kind van God, 'n geestelike volwasse kind van God, staan vas in die waarheid. Maak nie saak hoe aanloklik die teenoorgestelde lyk nie. Maak nie saak hoe gering jy getempteer word om af te dwaal nie. Jy loop nie 'n kompromie. Don't compromise, serve enterprise. En op die vandag is dan vir enterprise vir die mens van bou uit is. Onthou julle daai storie. Don't compromise, serve enterprise. Don't compromise. Woord van God, staan op die woord van God. Nie 'n kompromie loop nie. Nou enterprise het ons gedrop. Die woord van God sal nie. Toe hulle sê don't compromise, serve enterprise, ja, hulle het ons gedrop. Die woord van God sal nie, moenie 'n kompromie loop nie, 'n ware kind van God, 'n volwasse kind van God, loop nie 'n kompromie nie. Jy staan vas in die waarheid. Jy wyk nie af nie. Nie 'n halwe millimeter nie. Jy's geset in daai fondasie. Jy's vasgesement in die fondasie van die waarheid van God. En dis al waarvoor jy staan. En jy weier om enigstens te beweeg, 'n bietjie na links en 'n bietjie na regs. Want jy sien die ding is, die dag waarin ons leef, is daar baie versoekinge en baie, ek weet nie regtig eers hoe om dit te noem nie, maar daar's baie geleenthede wat vir ons aangebied word om net effens af te wyk. Want dit is nie so erg nie. Mense is nie so, wat ek al hulle dit wil noem, ek weet. En ek moes altyd snaaks gesê, goed. Dis nie so erg nie. Ek is seker dis nie rarig wat hy bedoel het nie. Nee, dis presies wat hy bedoel het. Die woord van God is baie voor die hand liggend. Hy het nie veel interpretasie nodig nie. Wat hy sê is wat hy sê, en is wat hy sê sal hy sê tot 'n lengte van dae. Dis dieselfde met wat met die Here gebeur het in die woestyn. Die vyand het gekom en hy het hom getempteer met die, waarmee het hom getempteer? Met die woord van God. Hoekom? Want die vyand ken die woord van God. En hy weet baie goed, wat bedoel die Here wanneer die Here sê 1, 2, 3 en 4? Hy was daar toe dit geskryf is. As ek en jy nie gaan vas staan, die woord van God nie, gaan ons val vir hoe die vyand dit probeer verdraai. Gaan ons val vir hoe die wêreld ons probeer tempteer om ons waardes te laat vaar en te buig en 'n kompromie te loop. En kort voor lank is dit juis ons wat gaan klei praat. Omdat ons afgewyk het van die waarheid af. So punt nommer 2. 'n geestelike kind van God. 'n geestelike volwasse kind van God staan vas in die waarheid. Come hell or high water, I shall not be moved. Daar's vir my net een waarheid, en dit is die waarheid van God. En ek sal nie beweeg, 'n halwe millimeter na links, na regs, na voor, na agter. My fondasie is die waarheid van God. Punt nommer 3. Gaan vir oor na volgende enetjie toe? Nee, nou is verkeerd. Gaan vir my na Kolossense 1 vers 25 toe.
Kolossense 1 vers 25, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul. Dit is in God se belang dat ons sy woord vervul. Net so ook, besef, en dis punt nommer 3, besef 'n geestelike, volwasse kind van God, dat groei in God se wil is, vir my en vir jou. Dit is absoluut God se wil, dat ek en jy moet groei. En hoe meer ons groei, hoe nader beweeg ons aan God. Hoe meer ons groei, hoe meer begin ons die volheid van die Here ervaar in ons lewens. Hoe meer leer ons van God. Hoe meer leer ons van sy karakter en van wie hy is. En hoe meer begin ons lyk soos Christus vir hierdie wêreld. Hoe meer ons groei, hoe nader beweeg ons aan God. En hoe meer besef ons wat God se hart vir my en vir jou is. Want hier is die ding, groei is nie, dit is nie 'n bestemming nie. Geestelike groei is 'n journey. Dit is 'n journey wat nooit klaar maak nie. Daar is altyd meer en meer en meer en meer en meer. Maak nie saak hoe lank jy op die pad is nie, maak nie saak hoe geestelik volwasse jy jouself beskou nie. Daar is altyd meer. Ons dien 'n God van oorvloed. Oorvloed in alle opsigte. Letterlik in alle opsigte. Ons dien 'n God wat soveel het vir my en vir jou om te leer van hom. Ek gebruik altyd hierdie storie. Daar was op 'n dag was daar 'n ou gewees, 'n man, en hy koop 'n kaartjie. Hy het lewenslank het hy hierdie droom gehad om op een van hierdie passasiersskepe te gaan, hierdie vreeslike fancy, I don't know what you call it, MSC, Symphony, I don't know. Hierdie vreeslike groot passasiersskepe, hierdie vreeslike luukse passasiersskepe wat, ek weet, hierdie lot eilande besoek, en ek weet nie waar nie. Julle weet waarvan ek praat. Hulle adverteer gewoonlik die kaartjies in die tydskrifte teen 'n verskriklike bedrag. En hy het altyd die verskriklike droom gehad om op een van hierdie skepe te gaan, om hierdie ervaring te kon hê. Nou, ek weet nie wie van julle was al op so 'n skip nie, ek was nie. Ek is so 'n bietjie grillerig vir die idee van water op water wees en niks, geen land in sig nie. Dis vir my so 'n bietjie vreesaansjaend. So, dit is op ons bucket list vir eendag, maar ek moet nog eers oor daai brug kom. Maar in die case, so hierdie ou wil op hierdie skip gaan en hy spaar. En hy het nie 'n vreeslike werk nie, hy het 'n werkie en hy hou kop bo water, maar alles wat hy kan wegsit, sit hy weg om op hierdie boot te kan gaan. En uiteindelik op 'n dag het hy genoeg in sy rekening om 'n kaartjie te kan koop vir hierdie bootreis. En hy is opgewonde, maar dit is al waarvoor hy geld het. Hy het nie 'n sak geldjie nie, niks. Daar is letterlik nie ekstra nie. Dis al wat hy het net genoeg vir 'n kaartjie. Right. En hierdie ou gaan en hy koop sy kaartjie en hy gaan op die boot en hy besluit hy vat sy broodjie maar vir hom saam. Hy vat van brood saam want hy het nie genoeg om te betaal vir die etes op die skip nie. En so gaan hy die hele, I don't know, maybe was die week, hy gaan die hele week, gaan hy deur op hierdie skip. En wanneer dit kom by etenstyd, gaan hy na sy cabin toe, na sy kajuit toe, en hy eet maar sy broodjie, en iewers op 'n kol het hierdie broodjie begin,
het brood as jy het mos 'n rukkie hou, dan begin hy droog raak en dan begin hard raak en hy is nie meer so vars nie. En op 'n stadium hier by die tweede, derde dag, toe is hierdie brood nou al op 'n stadium waar hy seker nou maar nie meer so vars was as die eerste dag of so nie. Maar hy is dankbaar om op hierdie skip te wees, want dit gaan vir hom oor die ervaring. En elke keer met etenstyd gaan hy na sy kajuit toe en hy eet maar sy broodjie. En hy drink sy water. En hy kom uit en hy geniet al die ander goedjies. En so gaan dit vir die hele week. En op 'n stadium kom die kaptein van die boot kom hy agter, maar hierdie ou verdwyn elke keer by etenstyd na sy kajuit toe. En vanselfsprekend neem hierdie kaptein aan, daar's fout met die kos. Right? So aanstoot. Hierdie kaptein neem aan, daar is fout met die kos. En hy neem aan, dalk het hierdie ou die een of ander mediese iets, en hy is bang om saam te eet of wat ook al. So hy probeer nou hier in sy kop, probeer hy nou verstaan, hoekom hierdie ou elke keer by etenstyd probeer hy verdwyn. Of gaan verdwyn hy. En so kom hy weer in my karrentjie, want ek meen, hy neem maar aan, dit is nie sy besigheid nie, en hy wil natuurlik nou nie sy neus in 'n ander sake steek nie. En so kom dit aan die einde van die week, en so klim almal nou van die skip af, aan die einde van hierdie fantastiese week, en hierdie ou hy's so dankbaar, en dit was alles waaroor hy gedroom het, en hy's so verheug oor die feit dat hy hierdie reis kon meemaak, en so met die uitstap van al die passasiers staan die kaptein, en hy groet almal persoonlik, soos hulle mos seker nou maar doen, en toe hierdie ou nou by hom kom, toe vat die kaptein hierdie ou eenkant toe, want toe kon sy nuuskierigheid nou regtig net nie meer. Die kaptein vat hom eenkant en hy sê vir meester, ek het opgelet elke keer by etenstyd. Verdwyn jy na jou kajuit toe. Is daar fout met die kos gewees? Is daar miskien 'n mediese iets wat jy... En die man sê vir hom, kaptein, ja, ek het in my kamer gaan eet. Want ek het net genoeg gehad vir die kaartjie. Ek het nie genoeg geld gehad vir iets anders nie. En die kaartjie was vir my genoeg. Hierdie ervaring was, dit was die hoogtepunt van my lewe, tot op datum. En ek is net dankbaar dat ek hier kon gewees het. So, ek het maar my broodjie van die huis af gevat, en vars water, en ek het in my kajuit gaan sit en eet. Want ek het nie genoeg geld gehad vir die etes nie. En die kaptein kyk hom so, die kaptein sê vir my, jy weet al die etes was ingesluit by die kaartjie. Jy weet al die etes was ingesluit by die kaartjie. Nou kyk, ek weet nou nie van jou nie, maar daai stadium skop ek myself. Ek skop myself, klaar, en ek meen, ek weet daai tafels is gepak. Nou kyk, vir ons wat vleiseters is, kyk, ons sal 'n fees hê. Daai tafels is gepak. En is dieselfde met ons as kinders van God. Ons het hierdie vooropgestelde idee, dat om die Here te ken, gaan oor die bekering, sodat ek eendag in die hemel kan kom, en dis waar dit stop. Maar daar is soveel meer. Daar is soveel meer. Weet jy hoe amazing is dit? Om 'n verhouding te hê met die lewende God. Om elke oomblik bewus te wees van sy teenwoordigheid, om met hom te kan praat oor alles. En as ons nie groei nastreef nie, dan mis ons uit. As ons nie daarna streef om elke dag meer en meer en meer van God in ons lewens te ervaar nie, dan mis ons uit. Ons lag nou oor hierdie ou op die skip, maar ons doen dieselfde. Ons mis uit. Ons mis uit. Daar is, die woord sê, Here, U berei vir my tafel voor die aangesig van my teestanders en U maak my hoof vet met olie. Daar is soveel meer. Daar is soveel meer. En hoe meer ons groei, en hoe nader ons in die Here leef, hoe meer ons van hom op 'n daaglikse basis in ons lewe ervaar. En naarmate ons elke dag streef na meer en meer en meer en meer van die Here, besef ons wat die Here alles vir ons gestoor het. Ons mis uit as ons nie elke dag streef na meer.
En ek glo elkeen van ons wat hier so sit het 'n storie. Elkeen van ons hier wat hier so sit het 'n storie van hoe die Here daai feesmaal vir jou voorberei het. En hoe amazing jou journey met die Here is. Dit is nie vervelig nie. Ons dien 'n lewende God wat teenwoordig is. En hy is daar. En hy is altyd daar. Maak nie so wat nie. Hy is altyd daar. Die Here wil hê ons moet groei. 'n Geestelike volwasse kind van God besef dat groei in God se wil is vir sy lewe. 'n Geestelike volwasse kind van God besef dat daar is vir my soveel meer. Soveel meer. 'n Geestelike volwasse kind van God raak opgewonde oor die dinge van die Here, want hy weet hoe meer ek van die Here in my lewe nastreef, hoe meer ervaar ek van hom. En dit is amazing, dit is onverklaarbaar om so naby aan God te leef. Amen? Is jy nog wakker? Maak dit seker jy is nog wakker. Okay, great. Ek gaan vanoggend hier so land en dan gaan ons volgende week aan. Kom ons sit net so, ons sluit ons die oë. Dankie Here dat ons vanoggend in U teenwoordigheid met mekaar kan